Dis die Rockfight Rugby podcast. Ek kom terug by Rockfight Rugby, ons staan nou na die einde van die jaar se kant toe en Ari, jy weet, dis die tipiese Stormers nou maar, nou spog jy alweer, kyk waar staan jy, hier sit ek in Pretoria, dis koud, dis nat, die bulle verloor. Stormers ry die golf, Harry was hele naweek daar by hulle, is dit nodig om dit nou so in te vryf? Ja, en weer, hallo, ja, dit is die enigste stilplek wat ek min of meer kon kry daar, maar nee, ek moet dan wys, is branders, jy praat van die golwe, Struisbaai, hier by Agulhas Kaap, Agulhas suidpunt van Afrika, soos, heerlik, ons kamp hierso en dis 'n baie mooi dag in die Kaap vandag. Die bote kom nou in, hulle het geelstert gevang, so ja, die Kaap is Hollands. Ek weet nie of dit die regte sê ding is nie, maar dit is lekker die vakansietyd en dan lekker rugby wat voor lê Saterdag, 'n groot een in die Kaap. Ja, kom ons praat eers oor die ander groot rugby een in Durban. En ek moet vir jou sê, ek is 'n bloue ondersteuner, maar dit gaan maar droewig hier hoor. Ons huil op mekaar skouers, ons sit in 'n drink 'n bier en een ou vra vir die ander ou, wat dink jy? En hierdie ou vra vir daai ou, wat dink jy? Ek het my voelers uitgesteek, ek is besig om my huiswerk te doen. Ek en Harry gaan vandag nog op die episode opneem. Maar ek wil graag hoor as 'n buitestander, iemand wat nou, weet 'n Stormers ondersteuner is. Weet, jammer om te hoor, maar dit is nou ongelukkig waar dat julle ouens, soos Harry sê, is 'n baie gelukkige groep mense. Dinge gaan goed daar, maar as jy nou van buite af moet kyk, jy's ook nog al jare en jare 'n rugby verslaggewer. Jy het in Pretoria begin met jou rugby skryfloopbaan. Vertel my, wat dink jy, as jy van buite af, wat dink jy gaan aan hier by die bulle? Ja, dis moeilik om van 'n afstand af te sê, ek sal 'n treukie teruggee, dit is ou se suksesse en ou se golf wat jy ry is baie keer kortstondig, weet jy. Dis die aard van sport, van sokker tot rugby, cricket, weet jy wen nie heeltyd nie. Jy probeer meer wen as wat jy verloor. 'n Paar maande terug in die Verenigde Rugby Kampioenskap het die Stormers Glasgow Warriors verloor. Uitspelwedstryde nie naby aan 'n eindstryd gekom nie en nie baie hoog op daai puntelys geëindig nie, so hoog as wat hulle wou nie. So 'n paar maande het nou 'n verskil gemaak. So is moeilik van 'n afstand af. Wen is maar die werkwoord, nê. Dit is maar waaroor dit gaan en dit skep 'n gelukkige kleedkamer, dit skep 'n gelukkige omgewing en ondersteuners is gelukkig. En dit kan vinnig verander. Weet, dit kan in 2 wedstryde kan dinge verander. Weer die Bulls is in 'n situasie, wen hulle in Durban, wen hulle in Kaapstad. Wen hulle Saterdag, wen hulle 3 Januarie, amper all is forgiven, weet, dan gaan jy, so dis so naby dit is om daai hele frustrasie ding om te draai, maar dit is kompeterend en in derbies is dit altyd moeilik, so dit bring eintlik die beste van almal uit, dis eintlik 'n goeie situasie vir die Bulls, dink ek, waar hulle momentum verloor het nou die afgelope naweek in Europa, baie spelers het natuurlik nie gespeel nie, maar niks beter as 'n derby, waar jy in elk geval so bietjie vinniger uit die kleedkamer uitdraf. Daar's ander motiverings, dis 'n ander omgewing, is 'n omgewing wat jy ken, maar is 'n kompeterendheid wat die beste uit jou uithaal. So ek dink vir die Bulls, hulle beste bondgenoot is 'n lekker derby weg van die huis in Durban. Almal sê nou, eers like die Sharks moet oorweldigende gunstelinge wees of moet gunstelinge wees tuis en dis 'n lekker hier om te gaan wen. So van 'n afstand af, ja, ek dink die verloor maak dit moeilik want mense is nie naby genoeg om agter te kom die effek van 'n nuwe afrigter, die effek van senior spelers in 'n nuwe afrigter, weet wat sy hele samekoms van 'n klomp goed, hoe dit is by die Bulls op hierdie stadium nie. Al wat mense van 'n afstand af sien is as jy verloor, dan is daar druk. Johan Ackerman ervaar druk. Jy moet ook eintlik na twee kante kyk, weet, dit is vir my amper 'n 50-50, weet, is die suspisie dat hy sukkel om sy afrigtingsmetodes of wat hy wil hê, hulle moet speel, oorgedra te kry, te meer tyd nodig, of is daar van die senior spelers, of is daar van die spelers wat beter kan doen, ek kan net sê, maar kom ek gee self 'n treukie terug, ek kyk vir die wapen op my bors, ek luister wat die coach sê, ek vertrou hom, en ek doen my beste, 100%. So dit is ook iets wat die spelers na moet kyk, weet as hulle almal in 'n situasie wat almal sê 100% en nog 'n bietjie gee, weet in die beste, dis klein marges baie keer. Ek dink die beste ding MW wat kan gebeur dalk, of kan gebeur is my mening, is weg derby teen die Sharks in Durban, en dis 'n wedstryd wat jy kan wen en die momentum begin omdraai. Die risiko is natuurlik as dit nie goed gaan Saterdag en 3 Januarie nie goed gaan nie, dan moet mense maar weer kyk na alles wat gebeur het en maar dan kan jy ook sê, maar onthou dit was 2 weg derbies. So dit is ook wedstryde wat jy jouself kan 'n bietjie spasie gee en sê, jy wil nie sê ek het weggespeel, ek het nou maar verloor, aanvaar nie, maar dit is wedstryde wat jy potensieel kan sê, okay, dit is
ons kan terugkom van dit. Die ene wat eintlik die seerste gemaak het, dink ek, was nie Europa die afgelope naweek nie. Dit was op Loftusversveld teen die Leeuwse verloor. Ek dink daar het die grommigheid bietjie opgekom, want dis nie 'n wedstryd wat die Bulls moes verloor het nie. Nie op Loftus nie, en nie soos hulle hom verloor het nie. So ek dink daar's die rooi ligte vir my. Maar daar's genoeg tyd om dit om te draai en dit kan in Durban gebeur. Ja, daar's 'n paar vrae wat ons oor moet praat. Die eerste plek is die spelersgroep is min of meer dieselfde. Eintlik beter want Andre Pollard het verbygekom. Hy weet hy nou nog nie baie gespeel nie, maar hy is 'n wêreldklas loskakel. Bulle was bietjie dun daar, Johan Goosen vir alle aanduidings is dat hy aan die einde van sy loopbaan is. Bietjie probleme met die recruitment, noem dit maar so, die werwing. Nie baie diepte, byvoorbeeld op 12 nie, 'n paar Jan Serventyn en nie heeltemal die vleuer van sy loopbaan nie, nou is hy beseer en wie volgende? Jy weet daai tipe dinge. Daar is 'n paar ooglopende gapings daar, maar dit het niks met Johan Ackerman uit te waai nie. Die punt is die spelers is min of meer dieselfde. Die hulpafrigters is presies dieselfde. Die enigste verskil is die afrigter. Nou wil ek jou vra, die Bulle het nog altyd hulle self geroem op hulle verdediging, hulle het nog altyd redelik goed verdedig, baie goed aangeval die laaste tyd onder Jake. Hierdie jaar is die verdediging amper nie daar nie. Ek bedoel, hoeveel 3 het hulle nie afgestaan in die 2 wedstryde in die Kampioenebeker nie? Hoeveel 3 het hulle nie afgestaan in die VRK nie? Met 'n verloor teen die Leeuws op Loftus. Is daar 'n probleem met die manier wat Johan Ackerman wil hê die Bulle moet speel? Ons het byvoorbeeld gesien Louis Bielbeere en ek het dit al voor die genoem. Het 'n 3 gedruk in daai wedstryd op Loftus teen Bordeaux en daar was 3 Fransmanne aan sy regterkant wat hy nou kon uitgegee het en daar was nie een enkele bil eers op die TV-skerm nie. As jy na die wedstryd kyk nie. Hulle was almal aan die verkeerde kant van die veld. Nou dit het te doen met die plan. Wat my betref die spelers voer 'n plan uit. Die agterste kom en trek sy kruisies en sirkeltjies en goed en sê dis hoe ons gaan speel. As dit en dat die ander gebeur is, doen jy dit daar, jy's daar op daai. En ek dink dis wat gebeur. Ek vermoed en ek wonder of die spelpatroon wat Johan Ackerman wil afdwing, dalk die probleem is. Vergeet van die goed voel en die kumbaya en ons is manne en ons is nou weer vriende en al die moeilikheid en klein jakkelsies is uit die weg het gegaan. Vergeet van al daai sagte goeie. Praat net van die rugby. Is daar 'n probleem met die manier wat Johan Ackerman wil hê die Bulle moet speel? Ja, ek dink hy het tyd nodig om sy voete te vind in dit. En ek het nou aan twee ding voor ek daaroor praat, miskien net spelers wat jy oor gepraat het. Ek dink daar op skakelpaar, ek hoop vir die Bulls onthaalwe dat spelers soos De Wet en Pollard mekaar kan vind op loskakel wat eintlik nuwe spelers is vir die seisoen. En dis baie keer die inspuiting wat jy nodig het is so 'n belangrike 9-10 wat vir jou 12 eintlik weer nuwe stemme, nuwe spelers op die veld wat inkom en hulle moet opstaan. Byvoorbeeld, ek sê nie De Wet gaan nommer 1 wees, die papier kan dalk nie nommer 1 wees, maar dit is potensieel die skakelpaar wat vir die Bulls baie kan beteken en baie goeie spelers albei van hulle. Ja, ek dink om dit wat jy afrig oor te dra is die toets van enige afrigter of dit nou sokker of Amerikaanse rugby of ons rugby is, regte rugby is, en ek dink die verdediging wat jy van praat is vir my tweeledig. Die een deel is natuurlik die stelsel wat jy inoefen en wat jy doen. Weet Jacques Nienaber het 'n sekere stelsel gehad. Dit het 'n tydjie gevat vir die Stormers ook om dit gewoon te raak deur die Stormers se verdedigingsafrigter was, maar hy het weer vir Jacques Fourie gehad wat op senter dit verstaan het en dit begin goed kommunikeer het op die veld. So ek dink dis in verdediging het jy goeie spelers op die veld nodig om die stelsel te verstaan op die veld in daai oomblik. En ek is nie seker wie die spelers is in die agterlyn. Ek weet Roan Nel is by die WP meer op senter, is hy die harder stem daar en daar moet 'n harde stem wees. Jacques Fourie was dit verseker vir die Bokke en vir die Stormers gewees en vir die Leeu's ook voordat hy geskuif het. So ek dink daar is dit belangrik. So dit is een deel is jou inoefening en die stelsel wat jy speel. Die tweede ding is ingesteldheid. En ingesteldheid is die ene wat mense bietjie moeiliker kan uitkyk of kan identifiseer op die veld, want dit lyk of almal hulle kant bring, maar dit is klein verskille. Jy praat nou van 3 spelers oor op een kant van die veld en dis waar ingesteldheid inkom. Weet hoe aangeskakel is jy op die verdedigingsstelsel? As iets skeef geloop het, weet hoe aangeskakel is jy om hy ekstra effort in te sit om die ander kant van die veld te kom, om hy ekstra bene wat brand, hy ekstra bietjie te hardloop om 'n verdediging te maak of 'n plek wat gemis is en jy maak seker jy kry die ou. So dit is die een deel en saam met ingesteldheid dink ek is 'n trots om jou doellyn te verdedig en dit is baie keer as jy begin 20, 30, 40, 50 punte begin afstaan in wedstryde, dan begin daai suspisie inkom is jy wil vir volk en vaderland het ons al oor gespot, wil jy vir boots and all wat die terme ook al is, wil jy daai doellyn verdedig en jy sien dat die regte spanne wat sukses behaal het so trots in hulle doellyn
dat jy is later 'n halwe meter van hom af, maar jy kom nie oor nie. Wêreldbeker Springbokke teen Engeland, daai ene wat ons gewen het in Japan. Hulle is vir 4, 5, 6 minute op ons doellyn, bietjie gelukkig met Ewan Etzebeth wat so klap daarna 'n bal gegee het maar hulle het vir alles wat hulle het hulle daai fase oorleef. Nou sê dan maar nie 'n 3 druk nie en dis wat jy wil sien. Ek dink as spanne wat nou sukses behaal het in die verlede het min 3 afgestaan. So hier en daar is daar 'n lynstand dryf wat jou 'n bietjie uitvang of daar is 'n ou wat deurbreek. Dit het jy spasie vir. Maar hulle 4, 5, 6 3 afstaan nie. Dis onaanvaarbaar en ek dink dis die suspisie dalk by die Bulls dalk nou as jy 50 punte afstaan en so baie punte in die tweede helfte soos teen die Saints, dan begin daai suspisie van ingesteldheid opkom ongelukkig. Weet as jy regtig besig stelsel is een ding en dan moet jy nie in die kleedkamer of na die tyd grom en sê maar hier is 'n nuwe stelsel en ek kop dit nie en ek's nie eintlik glo nie eintlik daarin nie. Dan moet jy sê maar ek is 'n beroeps rugby speler, ek speel vir hierdie Unie, ek is trots en ek gaan alles wat ek doen, gaan ek probeer om hierdie ding te verstaan en doen wat ek kan doen. So ek dink dis wat ek dink die Bulls se verandering moet wees. So hulle moet self net kyk ook na hulself en sê is my ingesteldheid as ek 100% aangeskakel. Ons baie wedstryde in die Kaap ook al gekyk, weet Norman Lyker is 'n ervare verdedigingsafrigter. Op 'n stadium wat hulle baie goed doen. Hy praat altyd van 'n donut. 'n Donut lyk mos soos 'n 0. En hy sê hy probeer 'n donut en hulle teen Leinster het hulle 'n 0-35-0 of so iets gekry. Maar as wedstryde laas jaar wat die Stormers baie 3 afgestaan, met die verdediging nêrens was, die 5-6-3 afgestaan het. Sal 'n verdedigingsafrigter, sal 'n spelers, sal 'n manne Roan Nel in die agterlyn met daai stem. Maar dit lyk hierdie jaar, ek dink jy het genoem in 'n vorige gesels van ons die gemiddelde punte van die Stormers is iets soos 10 of so wat hulle afgestaan het per wedstryd. En dan kom dit in, dan dink ek behalwe die stelsel wat hulle verstaan en toepas, is daar ingesteldheid. Ek dink jou beste bondgenoot in verdediging is jou ingesteldheid. En so ek sal sê die Bulls as hulle step up wil maak teen die Sharks is ingesteldheid een van die sê maar 5, 6, 7 of 10 komponente wat dringend aandag nodig het. Dis van 'n afstand af lyk dit of hulle so bietjie afskakel as daar 3 of 2 gedruk is. Jy het genoem die bene brand en ek bly jy dit genoem want Jan de Koning het 'n artikel geskryf en hy was baie krities vir die Bulle die afgelope tyd gewees. Elke artikel dan sit nou is die spelers in beheer en vandag se artikel het gegaan daaroor dat die spelers daar's vrae oor die spelers se kondisionering. En dit is opvallend geweest hoe stadig die Bulle vou byvoorbeeld. Ander het met daai term geleer. As hulle moet uit die verdedigingslyn opstel, dan vou hulle. En hulle is stadig. Ja. En jy praat van hulle met benenbrand. Ja. Jy weet die eerste helfte teen Northampton het die Dumble nog so soort van gehou. Tweede helfte was hulle net mooi nêrens nie. Is hierdie spelers fiks genoeg? Jan Ackerman het gesê hy's bang vir kontakoefeninge want hy het genoeg ouens afgestaan in beserings. Hy's bang om nog ouens te verloor in beserings want hy het nie regtig die diepte en ons het nou daaroor gepraat. Is die Bulle fiks genoeg man? Kom ons dit dalk die heel eers moet hulle nie dalk 'n paar keer daar in die hospitaalbord gaan op en af hardloop nie. Ja, beskoot. Ja, ek dink daar behoort nie suspisie te wees in kondisionering by enige van Suid-Afrika se 4 Verenigde Rugby Kampioenskapspanne eintlik nie. So dis moontlik. Ek dink die tweede helfte se reserves wat opkom moet jy ook slim doen en dis wat die manne probeer doen. Die uitdaging van verdediging en benebrand is baie keer hoe lank jy verdedig. Jy sien baie keer statistiek dat 'n span net 120 uitslae uitgeoefen en die ander span het net 60. So die ding wat jy die moeiste maak is om die heeltyd as jy onder druk is en die ander span kry momentum en jy moet aanhou verdedig, dit maak jou moer. So ek dink dis meer van 'n faktor dat jy speel aan die verkeerde kant van die veld, jy het te min van die bal, jy sit te min druk op die ander span dat hulle bietjie weer verdedig. Wat elke rugby speel, ons het so 'n bietjie, ek het 'n bietjie die bietjie wat ons ook gespeel het is wat ek ook onthou is dis nie lekker om heeltyd te verdedig nie. Dis is baie lekkerder om aan te val en dat die ander moeite het om jou te keer. En ek dink dit maak jou moeg. So ek dink dis ook 'n resultaat MW van dat die ander span begin meer rugby speel en dan gaan jy natuurlik moe raak. So ek dink hulle kondisionering is waarskynlik ek sou dink dat die Bulls se kondisionering is op die vlak wat hulle moet wees. Dis 'n franchise wat uit 'n goeie seisoen van laas jaar kom. Ek dink daar's 'n spisie dat van die spelers nou lyweg steek nie. Ek dink hulle is almal op programme, hulle is almal in stelsels wat hulle saam oefen. So ek sou dink dis in plek. Maar ek dink hulle dit is soos 'n boks. Ek het iemand 'n vriend hoor eendag gesê hy sê hy het gehoor dat daar's 'n sport boks word daar in die Bybel van gepraat. Want dit staan die Bybel is beter om te gee as om te ontvang. En dit is amper vir my soos in 'n
in 'n rugby konteks ook dieselfde. 'n Heeltyd te verdedig en onder druk te wees, gaan jou moeg maak en dan gaan die gate meer oop gaan, sou ek sê. So, dalk is dit net beter om 'n manier te vind om die spel of die druk om te plaas na die ander span toe, maar ek dink hulle kondisionering behoort in plek te wees. Ek sou verbaas wees as dit 'n uitdaging is op hierdie stadium van die seisoen. Maar Arina, een van daai statistieke wat Jan genoem het, daar is die Bulle mis gemiddeld 25 duikslae per wedstryd. Hulle effektiewe duikslae is minder as 80%. Nou ek laat my nie vertel, 'n span wat in die eindstryd gespeel het, net nou die dag nog, kan skielik nie meer duik nie. Daar's 'n ander probleem. Daar's ek dink ek's terug. Ja, en ek soek terug by ingesteldheid. Ek dink dis waar die ingesteldheid suspisie begin wek. Simelane senter van wat nou by die Stormers speel, het met 'n reputasie gekom dat hy kan nie verdedig nie. En dan nou moet jy probeer uitwerk, kan hy regtig nie duik nie, verstaan hy nie watter skouer met watter kant nie, is hy bang om te duik, of verstaan hy die duikstelsels nie, of skiet hy verkeerd op, of wat gebeur. So ek dink omtrent al die beroepsspelers van al vier ons Verenigde Rugby Kampioenskap franchises, dink ek, het nie 'n probleem, niemand is bang om te duik nie. Maar dit is baie keer 'n tegniek ding, dis en 'n ingesteldheid. Ek dink ingesteldheid is jou grootste uitdaging. Hoe aangeskakel is jy om die stelsel te volg, om te verstaan wat is my rol, en jou ingesteldheid om as iemand anders iets gemis het, om jy dan daai werk te gaan doen. Weet jy nou net sê, okay, ek is nou nie lus om nou al die pad na daai kantlyn toe te hardloop om hy te gaan cornerflag nie. Maar hoeveel keer het ons dit al in rugby gesien, en daar's van die hoogtepunte in wêreldrugby is waar 'n vleuel op die hoekvlaggie uitgeduik is deur 'n flank. En dis ingesteldheid, maar ingesteldheid is ook hoe jy 'n verdedigingssituasie domineer ook. Dis nie net keer nie. Ons Suid-Afrikaners het is geseën met sterk rugby liggame, weet ons domineer daai kontaksituasies. Ons in die verdediging vat ons 'n ou baie keer terug. So dit kom ook by ingesteldheid. So ek sal amper sê MW vir my, as ek wil begin krap, en ek wil nie krap hier van 'n afstand af nie, maar ek sal wil hê dat die stemme in die gange by Loftus Versveld moet die manne miskien so klein bietjie net op 'n hoop sit en hulle ingesteldheid net revisit op die verdediging. As dit nie dit is, as ons daar reg is, maak 'n tik, beweeg aan, dan moet ons kyk, verstaan ons die stelsel, doen ons wat ons moet doen, dan is dit reg, maar ingesteldheid saam met die verstaan is die resep. Net voor ons aanbeweeg na die ander spanne toe, iets wat ek opgelet het is en wat 'n paar manne nou vir my gesê het, was die Bulle speel amper super rugby. Dis outdated, dis oudmodies, dis uit die oude doos. En die ander spanne tel dit baie vinnig op. Ons het gesien teen Northampton hoe vinnig het hulle aangepas, en toe ons weer sien, hulle slaan hulle een gat na die ander, want hulle het dit on the go geanalyseer. En die Bulle kan nie aanpas nie. Ons het dit teen Bordeaux ook gesien. Dis waarskynlik wat daar ook gebeur het. Die Bulle speel 'n oudtydse manier van rugby, die ander spanne sien dit kom, dis 2025 mense. So ek vermoed voor ons nie daar dramatiese verandering gaan sien in 'n kopskuif in terme van hoe ons speel nie. Soos jy nou gesê het, vergeet van die kwade gevoelens en die paleisrevolusie en alles. Kom net terug net die rugby toe. Ja. Kom op dieselfde bladsy met die rugby, aanval en verdediging. Ek dink dan is dinge uitgesorteer. Of Jan Ackerman daai persoon is of nie, weet ek nie. Dis 'n storie vir 'n ander dag. Ja, ek dink ook die analises wat gedoen word, MW is op 'n ander vlak deesdae. Die analises word nie net gedoen op spelers en op wat hulle sien wat die afgelope naweek in 80 minute van die Sharks gebeur het, byvoorbeeld vir die Bulls nou nie. Die analises gaan oor JP Pietersen. Daar gaan baie oor JP Pietersen gepraat word in Pretoria in die opbou na Saterdag. Want jy wil verstaan hoe speel hy. Kyk na vorige wedstryde, wat doen hy? Wat is sy afrigtingstyl? So die afrigtingstyl van afrigters word ook ontleed. So Johan Ackerman sal ook ontleed word deur afrigters van wat hy by die Lions gedoen het, wat hy by Gloucester gedoen het, wat hy in Japan gedoen het. En by die Stormers dieselfde. En dit is, ek het dit laasweek ook genoem. Ek het in die afrigtingsprosesse is by die Stormers het gesê dat hulle vir die nuwe seisoen hulle lynstand dryf en lynstand verdedigingsstelsel heeltemal verander. Totaal die vorige ene geberg geparkeer en die nuwe ene begin. Want hulle het besef, hulle statistieke het hulle gesien, hulle het in die vorige seisoen dit bereik en hulle soveel drie begin afstaan en hulle is net soos ons in slegte Engels Afrikaans ons sê, hulle is uitgefigure, wat ons altyd gesê het.
En dit is wat so jy moet heeltyd aanpas en ek glo dat hulle Johan Ackerman doen dit ook. Maar die skeieregters word ontleed. So almal word ontleed. Ek het net vir interessant is vanoggend gekyk. Ek wou ook 'n prentjie maak van hoe Dobson se paadjie ook gegaan en toe ek het nou so 'n bietjie terug navors toe kom ek agter daar was een berig wat opgekom het in 11 jaar terug. Toe was die berig nog daar's weer dit was Alistair Coetzee se kontrak is verleng. Robbie Fleck en Matthew Proudfoot was die assistent afrigters. Toe sê hulle maar ook die verdedigingsafrigter Jacques Nienaber se kontrak verleng en ook die onder 20 afrigter John Dobson se kontrak verleng. En dan kyk jy hoe ver die spelers terugkom en dis 11 jaar terug. Waar kom Dobson vandaan onder 20s? Jacques Nienaber was toe nie eintlik 'n vreeslik bekende verdedigingsafrigter en kyk waar hy geëindig. Maar jy het 'n aanloop in die paadjie nodig. So Johan Ackerman ken Pretoria daar gespeel. Daarso is al klaar 'n groot voordeel. Ek dink hy moet ek glo hy moet eintlik 'n kans gegee word. So ek verstaan die frustrasie en baie van dit kan jy sê met reg kan jy sê A, B en C, maar dan van die ander is weer so half vir my 50-50. Die beste manier om dit aan te spreek is om te wen, maar ander afrigters sal die afrigtingsstyl van Johan Ackerman verstaan. Hulle sal die idee wat hy doen en tipies doen en hoe hy afgerig het by Gloucester en in Japan. En so sal hulle ook weet wat JP Pietersen doen, hulle het al lankal geweet wat Plumtree doen en hulle weet ook wat Dobson doen. So ek dink daai is redelik bekend. Maar dit is tyd is nou nodig, maar die beste medisyne vir hierdie situasie nou is om in Durban te wen en dit is nie maklik nie, want Durban het ook uitdagings en hulle wil ook baie graag wen. Maar wen gaan daai vertroue weer terugkry en senior spelers sal moet opstaan en sal moet wys dat hulle glo in Johan Ackerman en is daar vir wat hy doen. En dan kan jy daai tree gee. Maar dit is 'n wen of twee gaan daai dan kan omdraai. Dit is verseker. Ons praat 'n bietjie oor die Sharks. JP Pietersen laasweek se eerste wedstryd wen hulle teen Saracens van alle spanne, maar nou nie die heel beste Saracens span nie. Dit is maar een van daai soort van saamgeflanste spanne wat hulle heeltemal opgeplaas en duidelik is die Europese beker kampioenskap nie meer wat hy was nie. Maar ten spyte daarvan, dit was 'n wen geweest, dit was weg van die huis af, was vir teen 'n groot naam span geweest. Ek dink die JP Pietersen kon vir enigstens 'n beter begin gevra het nie. Nou wonder ek wat die spelers se ingesteldheid teenoor ou soos hy het nou die dag nog saam met hulle gespeel. Jy weet, hy's 'n relatief jong afrigter, effens onervare dink ek, 'n bietjie by die Karibeker afgerig. Nou hy's eintlik hy het eers die Karibeker klaar gemaak, want dit Plumtree hulle weer oorgeneem. Wat dink jy? Ek weet dit is 'n tydelike aanstelling. Maar dink jy JP Pietersen was die regte keuse om hierdie korttermyn om Plumtree so lank te laat gaan? Was dit nie 'n kwessie van spring uit die pan uit in die vuur in nie? Ek het vermoed dis die enigste opsie gewees op die korttermyn. Want ek dink hulle sou vir 'n maand of 3 sou Plumtree al miskien in gesprekke gewees het met Paul en met die direksie en gesê hierdie is op pad. Nou het jy een van twee goed wat jy doen is jy moet kyk wat het jy in Durban klaar in jou stelsel of B jy moet begin kyk wie's in Nieu-Seeland wat dalk nou nie meer lus is om af te rig nie of wat goed is of waar ook al of in Europa. En dit weet ons al daai manne is skaars op die kort termyn. Weet jy kan hom kry aan die einde van volgende jaar of miskien Januarie op die beste as jy gelukkig is, maar om hom dadelik te kry. So ek dink dit was die beste van wat hulle gehad het in hulle stelsel tans. En JP Pietersen is jong, so dit is die uitdaging. Ek is daarom net ervare genoeg in wat hy al gedoen het by die Sharks in afrigting om respek te hê, genoeg respek te hê, want hy sit daar met hy seker die grootste uitdaging in terme van Springbok senior Springbok wat hy rondom hom het, wat hy moet bestuur. So hy het amper die moeilikste taak. So dalk dis moeilik om van afstand te sê wat sy bestuurstyl rondom dit gaan wees. Ek sou dink dat hy seker gemaak het hy die 4, 5, 6 senior ouens met hulle goeie gesprekke het en hulle verstaan dat hulle op dieselfde bladsy is. As jy dit reg gekry het, dan het jy jou kleedkamer en ons het al baie gepraat oor happy change rooms vir jou grootste bate is maar gelukkige kleedkamer en al daai 20 komponente wat daarop inspel. So baie keer is so 'n nuwe stem eintlik, dis veronderstel om by die Bulls eintlik ook die geval te wees, maar dis eintlik baie keer is so 'n nuwe besem wat vee is so 'n bietjie nuwe idees, nuwe klanke, nuwe motivering en dit is anders en jy kan in 'n mate weer die eienaars van vorige verlore agter jou sit. So in Sharks gewys dink ek dat hulle gaan sterk wees Saterdag. Ek dink hulle het spelers wat sterk is. As jy net kyk daai agterlyn wat hulle potensieel kan uitsit met
met Estreisen en Hoeker en die vleuels wat hulle kan en met Fassie en Van der Merwe en dis almal baie sterk spelers in die Hendriks broers. So dit is 'n geweldige sterk agterlyn en dan sit jy met al die Springbokke voor ook nog en hulle gaan die scrums gaan hulle waarskynlik goed wees. Hulle sal vir Ox verseker mis, maar dis 'n area wat hulle miskien so 'n bietjie dunner is, maar en vir Eben gaan hulle natuurlik mis. So daai twee is die spelers wat hulle nou potensieel sou kon gehad het. Maar die spelers wat hulle het en die effense momentum na Saracens gaan vir hulle baie beteken. So ja, JP Pietersen het eintlik 'n geleentheid, weet baie keer gebeur dat jy so goed doen dat hulle nou nie eers begin verder kyk nie. Wie weet. Dit is 'n tydelike aanstelling, maar as jy goed genoeg doen, waarom nie? Dit is amper so 'n bietjie van 'n Dobson geval, hoewel Dobson bietjie ouer is, maar kom so af deur die onder 20s, kom deur die stelsel, ken die franchise, het lank vir hulle gespeel. En ouderdom, jy hoef nou nie noodwendig net 50 jaar oud te wees om 'n goeie afrigter te wees nie. Ek dink jy kan op 35 of 40 mos natuurlik ook wees. So dit behoort nie vir jou 'n nadeel te wees nie. Die een logiese tekortkoming is maar net baie jare se afrigting in verskillende omstandighede en wat hy mis is om af te gerig het miskien in 'n ander omgewing. Maar dit het Dobson ook nie gehad nie. Dobson het was die kap vir die uitjies afgerig, WP onder 20 en Storms. So jy hoef nie noodwendig in Japan of in Europa of in Frankryk af te rig om nou jou CV nou hierdie super CV te maak nie. As jy op daai vlakke kan bewys, dan is jy goed genoeg. So dalk is JP Pietersen die man wat dit vir hulle bring. Ek dink as speler was hy 'n briljante speler. Ek dink hy verstaan rugby. Nie almal se vermoë om daai kennis en daai speel oor te dra nie. Weet Pieter Rousseau is ook een wat dit kan doen, weet daai kreatiewe vleuels wat 'n manier vind om dit in afrigting oor te dra. En dit lyk vir my JP Pietersen kry dit ook reg. Ja, jy het gepraat van JP, maar jy het genoem vinnig die senior spelers daar, die egos. Jy weet, Jake, een van sy probleme was die dissipline, hy het hulle bietjie vas probeer vat deur die tyd 2013 en weet hy sweep probeer klap toe, hy die ou wat by die deur uit is. En ek dink dit is nog steeds 'n probleem. Jy weet, ons praat van die bulle wat die spelers dalk bietjie die scepter swaai, maar in Durban is dit baie beslis die geval. Daai manne hulle dink hulle is groter as die spel baie keer. Jy weet, hulle is miskien 'n groot Springbokke en fantastiese dit en dat en ander, maar as by die Sharks kom, duidelike gebrek aan belangstelling. Kom ons noem dit maar dit. Ja, ek dink wat ek al gehoor het so in die gange is dat die Rock Nation samewerking kan vir jou 'n groot voordeel of 'n groot nadeel wees. Die voordeel is dat hulle verstaan noem dit maar sosiale media, hulle verstaan om jou profiel daar buite te sit, hulle verstaan jou stem op hierdie internet en hulle kan dit goed bestuur dat jy genoeg kan fokus op jou spel. Die risiko is dat die ster die hond kan swaai is dat jy te gefokus raak op die sosiale media en jou profiel en al hierdie goeders wat jy moet doen en dit is 9 uit 10 keer die spelers wat hulle kontrakteer is die hoë profielsmanne so ek dink dit is moeilik om te sê of almal ewe goed doen met die twee voorbeelde wat ek gegee het. Weet ek vermoed dis 90% die geval dat hulle dit goed doen. Ek is vrees dat daar is van die manne wat miskien die fokus bietjie verloor en op hulle profiel meer fokus as op die Sharks. En dis waar die risiko inkom. Ek dink al die franchises het daai uitdaging om daai profielspelers se profiel te bestuur. So eerder dat jy dit het en dit goed bestuur soos Rock Nation, ek dink hulle is baie professioneel en doen 'n goeie werk. Maar dan moet jy baie naby aan die manne se skouers bly dat hulle nie fokus verloor nie. So die wêreld van sport en die bekendheid van sportprofiele is 'n risiko in alle sporte, weet jy. Moet maar so die balans vind tussen selfvertroue en nederig bly is daar moet jy die goue middeweg vind. Maar die beste wat jy kan doen is en wat enige beroeps noem dit maar franchise as die Engelse woord vir jou kan vra is dat jy op game day, op wedstryddag weer jou alles en nog 'n bietjie kan gee vir die Stormers of vir die Sharks of vir die Bulls of vir die Leeu's. Maar ek dink in die moderne tyd waarin ons leef, ons sien dit in ons eie huise met ons kinders en ons eie lewe en so aan en hier is ons nou in elk geval op daai platform ook. So dis 'n platform wat besig is en 'n platform wat jy vinnig kan insluk. So hulle moet eintlik ek en jy hoef nou nie DP aan te smeer en uit te draf nie. Ons kan op die sosiale media kan ons dit ding doen. Maar die spelers moet albei kante verstaan. Wel, André, ek kan nie eers meer draf met of sonder DP nie, never mind opdraf nie. Ons los dit daar. Wat dink jy, wie gaan wen? Wat dink jy gaan daar in Durban gebeur? Ek sal nog steeds neig na die Sharks en maar bloot oor die tuisveld. Ek dink die Bulls gaan baie goed voorbereid wees. Ek dink die Bulls gaan 'n baie goeie wedstryd speel en ek dink dit gaan baie naby wees. Dit gaan 'n derby wees. Dit al die beste uit almal uit. Dit gaan die beste uit die Bulls uithaal. Geen beter wedstryd om nou bymekaar te trek.
Meeste van die manne het nie in Europa Northampton Saints gespeel nie. Die Bulls het 'n pak wat die Sharks diep in die oë kan kyk, met Wilco, daai hele Springbok voorry met Rowan Orke wat goed speel, losvoorspelers, Elrich Lou is terug. So as hulle dit daar slim speel, ek kyk na die weer, dit is 26 grade, dit is mooi, hulle praat van humid, dit is maar tipies Durban. 6 uur wedstryd, dit kan 'n bietjie van 'n effek wees op die hantering ensovoorts, soos altyd in Durban daai tyd of die somer of die warmer wedstryde, maar is nie reën of iets snaaks nie, dit is soos wat dit was teen Saracens nie, maar lekker dag, maar ek dink die Bulls gaan baie kompeterend wees MW. Ek sal nog steeds neig na die Sharks tuisveld en oor hulle net 'n baie goeie span het, maar die een area wat ek dink hulle uitgedaag kan word is in die vaste fasette. As die Bulls hulle ritme daar vind in die scrums, bietjie meer in die vaste fasette en Pollard kan 'n goeie bal kry en hulle op die regte plekke van die veld laat speel en ook homself vertrou om ook te speel wanneer dit anders, soos met Akker van der Merwe se 3 wat hy briljant gedoen het. So ja, ek dink die Bulls, die Sharks net. En al waarom ek sê net is oor dit in Durban is. Maar ek dink 'n wedstryd wat binne 7 punte gaan wees. Ja, net ons weet nog nie wie die mense is nie. Ons weet nog nie wie die spanne is nie. So, ons weet nie of Pollard gaan speel nie. Jy weet die Springbokke is op verpligte verlof, so Wilke gaan nie speel nie, daai tipe goed. So ons spekuleer dan maar so 'n bietjie. Ons sal later hoor wat die spanne is. Ons praat oor daai tweede derby, die Lions teen die Stormers. Nou die Lions het 'n lekker sosiale media veld toe gehad die laaste paar dae. Hulle kon elke dag 'n nuwe ou aankondig wat of by die Lions gebly het, Morne van der Berg, Kionon. En hier kom die bom wat gebaars het. Boan Venter kom na die Lions toe uit van Edinburgh af. Nou kyk, hy het net sy debuut vir die Springbokke gemaak. Hy het 'n blink toekoms vir hom en vir hom om bereid te wees om by die Lions te kom speel. Dit sê nogal iets vir die Lions, dink jy nie? Ja, en weer eens hy sal gesprekke gehad het op 'n langtermyn gesprekke, weet hy sal nie wil weet wat gebeur in 2026 nie. Hy sal wil weet wat gebeur in 2027 en aan. Ek dink die feit dat ander spelers ook hulle handtekeninge gegee het, dit wys hulle so klein bietjie daai weggaan gestop het. Die weggaan praat ek van spelers soos Edward van der Merwe was vir my nie 'n goeie aanduiding toe hy weggegaan het nie. Sê maar hoekom wil hy nou weg en hoekom wil hy nou Sharks toe gaan? En hier kry hulle ek kan nou sy naam nou nie onthou nie, die flank van die onder 20s wat so goed gespeel het, ja, wat nou oorkom na die Lions toe ook, wat waarskynlik 'n baie blink toekoms vir hom het. So as Van der Berg op skrimskakel geteken het, Horn het op heel agter geteken, weet nie wat gaan gebeur nog verder om die pak nie, maar hulle het genoeg spelers dat Boan Venter gesê het, wel, ek wil daar wees en daar's miskien 'n ander rede of 2, maar dit is 'n baie goeie aanduiding vir die Lions dat as so 'n speler, wat ek seker die Stormers en die Bulls en almal sal baie angstig gewees het in die Sharks om hom ook te teken. Maar die ander faktor is ook natuurlik, as jy wil terugkom Suid-Afrika toe, gaan jy ook 'n bietjie kyk, waar kan ek speelkans kry, waar gaan ek speel? So as hy Bulls toe gaan hy regtig vir Steenekamp lig. En as hy Sharks toe gaan hy vir Ox lig. En in die Stormers het dalk 'n beter kans, maar in lyk ook of hy goed, daar's 'n hele paar loskoppe in die Kaap wat nog so 'n bietjie deurkom, so daar's miskien die een plek waar hy kon gaan, maar ek dink dis ook 'n faktor MW dat hy weet as hy by die Lions gaan hy gaan nie nommer 1 hê. Hy gaan nie nommer 1 op sy trui hê. En dit is wat jy wil weet. En dit ek dink dit het ook 'n verskil gemaak in sy handtekening. Ja, wel, ek sê ek weet die Bulle was baie ernstig om vir Kionon te probeer teken, want weet wel hy is soort van op die einde van sy loopbaan, hy gaan nog waarskynlik help met die afrigting, maar nie meer die speler wat hy was nie. En nommer 1 ek dink soos ek verstaan het, maar intendo Johan het my reg gesê hy's te duur. Hulle kon hom nie regtig bekostig nie. Die groot vraag is natuurlik, hoekom het die Lions vir Kate Voliter na die Bulle toe laat gaan? Ek bedoel, daar stel 'n oop vraag daai, maar dit is 'n gesprek vir 'n ander dag. Die Stormers het hulle span aangekondig, het ek gesien, maar ek sien Damien Willemse gaan nie speel nie. Ek neem aan die uit van 'n besering daarso, en ek sien hulle gaan nou nie hulle heel beste span kies nie. Dink jy hulle onderskat die Lions 'n bietjie? Ek dink jy's reg MW, ek dink dit is belangrik dat die Stormers nie moet die Lions onderskat, jy moet geen span onderskat nie. So ek dink dit is 'n massiewe wedstryd vir die Stormers Saterdag en ek dink die Stormers sal reg wees vir hom. Want die enigste motivering is hulle kan die ouens net sulke hoogtepunte wys van wat gebeur het op Loftus Versveld 'n paar weke terug. En hulle moet nie dink die Lions raak al hoe beter. Hulle het 'n span wat lyk my gelukkig is met mekaar gekom het ewe skielik. So dit gaan 'n reuse stryd wees. So dit is ja, maar die Stormers se balans van die span, ek vermoed daar's 'n bietjie van 'n rotasie wat maar daar inkom.
Maar dis goed dat jy van die 'n paar spelers ook 'n beginkans gee in so 'n hoë intensiteit wedstryd. Ons het gesien Harry was nou laasweek al by die Stormers in die kamp gewees vir 48 uur teen La Rochelle. Dit was nou wel La Rochelle se onder 18 span, lyk dit vir my. Maar die punt is die Stormers voorberei asof dit La Rochelle se beste span is. Die feit dat hulle met 'n swakker span gestuur het, maak geen verskil. Inteendeel, John Dobson het gesê as jy bereid was om teen die beste te speel, kan jy jou indink wat se verskil gaan dit wees as jy swak vertoon teen 'n junior spelertjie. Hierdie hele storie oor hoe gelukkig die Stormers is en alles, hoe waar is dit? Jy weet, is dit regtig so 'n groot faktor of is dit maar net 'n kwessie van dat hulle 'n paar maklike wedstryde agter die blad het? Ja, ek dink weer jou wenmomentum maak jou gelukkiger natuurlik. So wat die Stormers wel het is hulle het deur 'n proses gekom saam met John Dobson wat dit moeilik was. Ek weet COVID het almal getref, maar saam met COVID was die WP en die Stormers almal onder administrasie. So hulle is daai 3 jaar terug en die core van daai span is deur daai proses waar hulle almal saam uitgedaag is, saam moeilik was, saam nie seker was of hulle salaris kry nie. En hulle het daai tema gehad wat hulle daai voorbeeld van die man wat so elke dag moes klippe opdra op die heuwel en hy het later vir homself begin sê maar hy het vir homself begin sê maar dit is eintlik vir hom 'n voorreg om lekker om dit te doen. So ek dink hulle het so 'n tema gehad 3 jaar terug. Daarna het dit so 'n bietjie moeiliker gegaan, maar 'n gelukkige span is vir jou baie werd en ek dink John Dobson doen baie om die omgewing ook te skep dat daar inspraak is en om hulle gelukkig te hou. Nou dit gaan nie net oor sirkeltjie maak en kumbaya sing soos wat jy gesê het en al die dinge nie, en ons in rugby het ons 'n tipies, ek weet dit's 'n mannesport en jy's instinktief sê kom ons maak 'n kringetjie manne sê Stormers, yes, Stormers, yes, Stormers, yes, okay, jy's nou reg. Los jou dinge en fokus nou, weet dit ons manne is baie keer so, maar daar's baie komponent van menswees wat ons al oor gepraat het wat 'n gelukkige span so dis nie baie keer nie net die afrigters en die afrigterskorpie dat jy moet kyk na wees so op die rande van die afrigtingskorps, baie keer spanbestuurders hier en daar 'n persoon wat hulle so nou en dan inkry en daar moet maar gewerk word aan die menswees en die sportsielkunde ook. So gelukkige span het baie komponente, maar jou beste medisyne, iets wat jy glad nie kan namaak nie, is 'n wen. Daar's niks wat 'n kleedkamer meer momentum en 'n beter atmosfeer gee as 'n harde wedstryd wat jy gewen het en daai samesyn en jy het 'n ander oefening maandag en dinsdag op die oefenveld. So die twee is baie naby aan mekaar en dit is baie moeilik om heeltyd te wen en ek dink die Stormers wat my effens ek spot baie keer oor die wet van gemiddelde. Ek raak altyd bekommerd as mense begin sê 6, 7, 8, 9, 10 keer in 'n ry en al daai dinge. Want jy weet jy gaan nie aanhou wen nie. Jy span nie die Manchester City of Liverpool of die Kansas Chiefs in die NFL wen heeltyd nie. So nou wanneer gebeur dit en hoe hanteer jy dit? So ek sê nou net die Stormers is noodwendig nou naby hulle verloor nie, maar twee belangrike tuiswedstryde vir hulle en ek dink hulle gaan baie gemotiveerd en gefokus wees om daai moment te hou, maar eerder wat jy dit het as wat jy probeer soek na daai gevoel van ons samesyn en positiwiteit en weet jy kan dit net sterker maak. Is baie moeilik om daar in die hoekie van 'n kleedkamer te probeer uitwerk. Nou hoe kry ek weer almal op dieselfde bladsy? Maar wen is jou beste medisyn. Dis wat ons vroeër gepraat het oor die Bulls is eintlik so naby aan om 2 briljante wenne op 20 Desember en op 3 Januarie daai hele ding te swai. Dis so naby dit eintlik is en daai wenmedisyne gaan baie beteken. Was moeilik om te behaal want is wegwedstryde en natuurlik is daai spanne ook gemotiveerd, maar ek dink ek hou van wat Harry gesê het en ek dink dit is waardevol om daar so by te wees en dit binne te sien. Maar ek weet dat Dobson sal heeltyd probeer net verstaan wat is hier aan die gebeur. Almal op hulle tone hou, moenie te meegevoer raak nie. Ons sing kumbaya en ons drink 'n bier, maar verstaan net wat hier aan die gebeur is. Jy moet nog jou kant bring om dit so te hou. En dit sal sy stem in die kleedkamer wees. Kyk, ek is definitief eerder in die Stormers se posisies as die Bulls se posisie. Ek praat in terme van die kumbaya faktor soos jy dit nou noem. Maar die punt is net die toets gaan kom wanneer hulle begin verloor en hulle gaan verloor, soos jy nou reg gesê het. Ja. Net so vinnig as wat dinge kan omdraai met 'n wen, kan dit omdraai met 'n verloor. En ek hoop van harte, Ari, hier sit ek nou in Pretoria en my moed is in my skoene. Ek het vir die Bulle die Harry se video aangestuur en gesê, hoorie maar wat nou hiervan? Toe sê hulle, moenie worry nie, ons kan dieselfde ding doen by die Bulle mense. So volgende jaar gaan ek doen by die Bulle wat Harry by die Stormers gedoen het.
Daar het jy dit nou. So, Ja. die bulle staan nie terugstaan vir die Stormers op enige manier nie. Maak nie saak wat nie. Ons sal wen. Ons sal hierdie ding oorkom. Ari, ek moet jou laat gaan. Baie dankie vir dit en dankie vir die verskriklike mooi agtergrond daar. So ek moet sê ek is nogal groen van jaloesie, maar nou ja, ons kry almal ons beurt. Volgende maand is my beurt. Ja, dis 'n voorreg om saam te praat. Dis nou Desember tyd in die Kaap en ek moet sê wat ek ook hier in die rondom die braaivleisspier en die vuur in die kampeerterrein hoor is dat die Stormers is maar ligter vir die Bulls vir 3 Januarie so. So ons is maar bekommerd oor daai ene, maar dit is uit die aard van die respek vir albei kante. Ek dink ek sal dit daarmee afsluit. Ek dink daar's gesonde respek vir albei oor dit al gebeur het dat die Bulls het die Stormers al lekker geknyp en dit is andersom hier en daar ook gebeur, maar dis daai wederwysige respek. So jy weet jy moet op jou beste wees, maar ja, dit is hopelik kan ons spanne die naweek goed doen en weer. Dis al wat ons kan vandag komende naweek sal dit lekker wees as ons spanne kan wen. Ek wil net afsluit met hierdie gedagte. Daar's niks so gevaarlik soos 'n gewonde dier wat in 'n hoek is nie, né? Ek weet of ek nou my metafore gemeng het daar nie, maar die punt is net jy weet 'n gewonde dier is gevaarlik en die bulle is gevaarlik, is gewond. Die egos is gekrenk, die trots is broos. Mense is bekommerd, almal maak lawaai. Jy weet die bulle ondersteuners is 'n genadeloose klomp. Hulle vra daar's nie tyd vir mooi praatjies nie. Hulle wil wen. En ek soos jy gesê, dit kan hulle of in aksie in galvanize, ek jammer vir die Engels, kan net vinnig dink in Afrikaanse woord nie, of kan die begin van die einde wees vir sekere mense of sekere dinge. Maar anyway, dankie. Dit was baie lekker met jou. Daar weer binnekort met jou. Geniet dit.